Goeiedag, my naam is Anita van die Kerk en ek is die skrywer van die memoir Skademeisie. My boek handel oor emosionele en seksuele trauma wat reeds in my kinderjare begin het. Ek in die stilte het vir baie jare hierdie seer alleen saamgedra. Soms was my hart so seer dat ek nie geweet het waar pyn veronderstel is om te begin en waar dit moet eindig nie. Hierdie trauma het my uiteindelik gevorm tot 'n volwasse vrou wat verward was en nie geweet het waar sy hoort in hierdie samelewing nie. Ek het elke moontlike paadjie gevolg wat nie reg was nie, elke kronkelpaadjie geneem en elke liewe afdraaipaadjie. Geen van daai paaie was reguit paaie nie. Een van hierdie paaie het my egter gelei tot in die donkerste dieptes van die lewe, waar ek in koue kamers gewerk het, waar ek in die donker geleef het, maar waar ek gevoel het ek kan asemhaal. Ek het amper gevoel asof ek met die dood geflirt het en ek het elke moontlike grens met 'n glas alkohol aangehou toets. Ek was op daardie stadium 'n volslae alkoholist. En dit het my gedwing om te kom tot 'n keerpunt in my lewe waar ek myself in selle bevind het. Dit was 2015 op Moedersdag en ek was weggevat van die dinge wat my staande gehou het en dit was my kinders en my man. En hier het ek die Here op die laagste punt in my lewe ontmoet. Dit was nie maklik nie en niks van my storie is perfek nie. Ek het egter na soveel beloftes aan myself, aan die Here en aan my man weer en weer geval. En elke keer wat ek geval het ek harder geval en harder gedrink. En was dit elke keer vir my moeiliker om op te staan. My inspirasie het gekom nadat ek gevoel het ek het regtig vir elke moontlike beradingssessie gegaan en my terapeute was my lewenslyn. Maar daar was die hele tyd hierdie leemte wat net nie gevul kon word nie. Daar was stemme in my kop wat ek nie antwoorde voor kon gegee het nie, wat gevoel het asof dit my jaag. Ek het op 'n dag gekom waar ek pen en papier gevat het en ek begin skryf het en dit was daai nagte van skryf met baie trane wat geloop het, rousere wat ek moes die wonde oopmaak en tonele moes herleef het om daardeur te kon kom. Maar hierdie smart het 'n blyplek gekry. Dit is nou op papier, dit het 'n blyplek gekry in die ink van die boek wat ek geskryf het. En ek voel dat ek bevryding gekry het deur die skryf van hierdie boek en ek voel asof ek veilig is. Ek is op 'n baie goeie plek in my lewe en ek wil vir elke boekhandelaar en vir media vernoot en as ook Penguin Random House sê, dankie dat julle bereid is om my storie 'n stem te gee. Ek wil baie graag hê dat my storie 'n inspirasie vir enige iemand kan wees wat hierdie boek in hulle hande hou en wat hierdie boek lees. As jy voel dat jy in die donker is, as jy voel dat jy bemoediging nodig het, as jy voel dat jy nie meer kan opstaan nie, asseblief, weet net dat as ek dit kon gemaak het, kan jy dit ook maak. Moenie stil bly nie, asseblief moenie stil bly nie, dit is tyd dat vrouens begin praat. Ek praat nie net van vrouens nie, ek praat van vrouens, mans en kinders. Die dinge waar ons nie praat nie, hou ons gevangene en stilte gee krag aan die donker. Daar is hulp, maar jy moet bereid wees om daai stilte te breek en die eerste tree te gee. Ek wil vra en ek wil hierdie boodskap los dat elke persoon wat in die donker sit waar ek was en dink dat die son nie weer sal skyn nie, weet dat die son wel weer sal uitkom. Maar dit hang van jou af. Moenie soos ek soveel jare van jou lewe mors en deur die diepste donker van die lewe gaan, voordat jy kan besef die son kan skyn nie. Waardeer elke oomblik in jou lewe. Praat, asseblief praat en kry die nodige hulp. Ek wil vir julle baie dankie sê, dit is vir my 'n baie groot voorreg. Dankie.